Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi oggend is dit my voorreg om saam met jou rondom die woord van die Here te mag wees en mag die Here deur sy Heilige Gees ons harte open, dat hierdie woord ons sal bemoedig, sal versterk, sal leer en sal toerus. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons gaan vanmôre 'n paar verse lees uit Jeremia hoofstuk 1. Ons lees vers 4 tot 10. Die woord van die Here tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Ag, Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Broeder en suster, die profeet Jeremia het ongeveer 'n half eeu lank as 'n profeet opgetree in Israel. Dit was gedurende die baie moeilike tyd toe Babel die ander nasies begin plattrap en vernietig het en 'n ernstige bedreiging vir die verbondsvolk van Juda ingehou het. Jeremia het veral die verbondsvolk se oppervlakkige godsdiens en hulle vormgodsdiens aan die kaak gestel en hulle tot persoonlike bekering opgeroep. Dit bring hom in botsing met die valse profete. Nou, Jeremia moes hierdie boodskap van God aan die volk Israel gaan verkondig. Maar toe die Here hom die eerste keer geroep het, soos ons gelees het in hoofstuk 1, begin Jeremia dadelik deur te sê, Here, ek kan nie antwoord nie. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Dadelik begin Jeremia verskoning soek, waarom hy nie hierdie taak kan uitvoer, waartoe die Here hom geroep het nie. Maar die Here kom met hierdie baie mooi woorde. Ek het jou in jou moederskoot gevorm. Ek het jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. En toe die Here sy mond aangeraak en sy tong losgemaak, sodat hy vrymoedigheid kon kry om sy opdrag uit te voer. Ek en jy wat kinders van die Here is, moet nooit verskoning soek waarom ons nie 'n taak vir die Here kan uitvoer nie. So dikwels is dinge van die wêreld vir ons belangriker as om God se opdragte te gaan uitvoer. So moet dit nie wees nie. Maar ek en jy moet erns met ons roeping maak. Ja, want die Here ken ons elkeen persoonlik. Voordat jy in jou moederskoot gevorm is, het die Here al geweet wie jy gaan wees, waar jy gaan woon en wat jou roeping in hierdie wêreld gaan wees. Jy moet daardie roeping vol vertroue gaan uitvoer met jou hand in God se hand. Jesus Christus is vir ons die volmaakte voorbeeld van iemand wat sy roeping getrou uitgevoer het. Hy het aarde toe gekom om God se wil bekend te maak en ons te leer hoe om vir God te lewe. Maar hy het ook die hoogste prys betaal sodat ek en jy vrygekoop kan wees om ons roeping met vrymoedigheid te kan uitlewe. God roep vandag vir jou by die naam en hy kom stuur jou uit in 'n wêreld
wat dit bitterlik nodig het. En die Here kom sê ook vandag vir jou, moenie bang wees nie, want ek is by jou. God sal sy woorde in jou mond lê. Jy moet praat en getuig, wanneer daar gepraat en getuig moet word. Jy moet opstaan vir jou geloof, en nie bang wees nie. Jy moet jou oog op Christus gerig hou, die volëinder van jou geloof, en jy moet enduit volhard, sodat God se naam geëer kan word, in hierdie wêreld en in jou lewe. Kom ek en jy gaan hierdie nuwe dag in, met blymoedigheid in die hart, en ons gaan lewe vir Jesus, ons volg in sy voetspore, en ons gaan leef ons geloof vir hom uit, sodat sy kerk en koninkryk gebou kan word. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons in hierdie mooi dag voor U in aanbidding kan buig. Ons dankie dat U 'n Vader is wat ons deur en deur ken. Ja, selfs voor ons geboorte het U ons al geken. U het vir elkeen van ons 'n roeping in hierdie wêreld. Laat ons dit uitvoer, Here, met vrymoedigheid. Dankie dat U ons toerus daartoe en ons die krag gee om dit te kan doen. Hierdie mooi dag lê voor ons. Ons wil vra dat U ons sal lei vandag. Wil U ons beskerm, behoed en bewaar. Motiveer en aktiveer ons om ons geloof uit te leef en laat ons dit doen omdat ons U kinders is en omdat ons U baie liefhet. Vergewe ook al ons sondes, Here, en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.